Dr. Eugene Kemp. Ek vind nogal 'n besonderse vreugde en sommer 'n groot lekker kry en jy kyk na reisprogramme. Veral die wat nogal gekoppel is ook aan lekker kos, heerlike kos. Miskien is die rede daarvoor omdat ek nie altyd, wel my sak dit nie altyd pas om self daar te wees nie, en so is dit 'n goedkoper manier om saam te reis. Maar so kry ek so onlangs die geleentheid om saam met 'n groep welbereese Amerikaners 'n etenstafel te deel en behalwe die heerlike kos sommer ook stories te deel van hulle ervarings in hulle land en my gevra ook sommer oor 'n klompie goed in ons land. Maar so tref die uniekheid en die besonderheid van elkeen se storie my. Maar boonbehalwe dit ook hoe ons stories tog op 'n besonderse manier in mekaar verweefd is. Ek dink die kiem van die rede hiervoor dan lê die deel van leed, swaar beproewing, maar ook ekstase, ook wonderlike ervarings. En dit deel ons almal. Ek het 'n gevoel ook soos wat ek net ouer en ouer word, dat ons almal ons stuk verwonding, ons stuk gebrokenheid het, ons stuk hoop, ons stuk nuwe lewe, nuwe opstaan. En op pad het ons almal maar ongelukkig daai aspek. Maar wat my wel ook wat ek ook besef is dat 'n storie wat met al sy misterie en hoekoms daar is daar tog op 'n baie soms bietjie onsigbare wyse of nie duidelike manier nie, is dit deel van 'n groter storie. En ek beleef dat ons stories in mekaar verweef is, maar ook in verweef is met die storie wat God oor ons lewens skryf. 'n Groter storie wat nie eindig nie, wat nie 'n finale hoofstuk het nie. Inteendeel, wanneer ons aardse storie klaar geskryf het, dan begin daar 'n nuwe, ryke storie op 'n ander vlak. En ek bedoel nie noodwendig daarmee dat dit twee heeltemal aparte stories is nie. Ons begin al elemente daarvan nou beleef. Maar ek dink ons hou ook van stories omdat ons identifiseer dalk met 'n karakter in daardie storie. Maar ook dat 'n storie, weet ons, gaan ergens eindig. Daarom die Engelse woord binge watching, kan ons soms so 'n hele reeks kyk want ons wil die einde sien. Maar daar's 'n sekerheid gekoppel aan stories, en baie keer as ons so na ander se stories kyk of luister, dan besef ons dalk ons eie storie is nie so traumaties nie, maar dat almal se stories ook dieselfde elemente bevat. So het ek oor die laaste 10-15 jaar die voorreg gehad om weekliks sulke stories te skryf en net te sien ook soos hierdie storie ook die waarde wat dit het vir mense wat luister en wat lees. En dit het my genoop om die 100 beste stories van die laaste paar jaar van my lewe het ek nou sommer in 'n boek saamgevat en ek het dit genoem Tapas vir die reis. En die doel met dit is dat hierdie dien as kort smulhappies van inspirasie om jou ook op jou reis, jou skryf van jou storie te inspireer. En te weet dat jou storie is nooit minderwaardig nie en minder inspirerend as ander nie. Want dit is die storie wat die groot outeur oor jou lewe skryf en dis besonders en uniek. Moet dit nooit vergelyk met ander nie. Dis 'n storie wat altyd besonders eindig en oorgaan dan in die ewige storie, soos ek gesê het. Jy kan dit weer gaan lees op my Facebook bladsy, sommer die skakel kry ook as jy belangstel in die boek, en dan kan jy vir my skryf eugenekemp@me.com.